en baie welkom by ons nagmaaldiens, ons goeie Vrydagdiens vanoggend. En ek het gevra Michiel, staan ek op die regte plek? Ja. Okay, want hy sê vir my ek maak hom mal as ek so rond beweeg want dan moet die kamera heeltyd saam gaan. So ek moet nou een plek kies en ek moet stiek op die plek. Gemeente, ons het net 'n paar afkondigings voordat ons met die erediens begin. Op ons lys vir siekes wil ons net graag voorbeding doen vir Magda Forsie, Gerard Kok, Berkeley Geert en Susan Borgaard en Irene Ward. Ons wil net graag vir hulle gebed, hulle ons gebede hou en aan hulle dink, want hulle gaan deur 'n moeilike tyd. En dan ook het ons 2 verjaarsdae bo 80. 6 April, maandag, verjaar tannie Joey van der Merwe, sy word 81, is sy hierso? Tannie Joey. En die 9de April, verjaar Awie Janse van Rensburg, hy is hierso, nee, waar is oom Awie? Happy birthday oom Awie, 84 jaar oud, goodness. En dan ons dagboek, vir die week, die 9de April is daar herfskring, ons gaan 'n bietjie bingo speel, so dit is 'n uitnodiging vir almal. Daar's ook hierdie wanpersepsie dat die herfskring oud is, of ou mense is, as ek gou net vir julle sê dis nie waar nie, daai mense kuier my met tafel in, so daar is niks van oudheid by die herfskring nie, baie energie en baie lewe. En dan 10de April is ons mannebediening, en die 12 April sou daar op 'n kas wees, want dit het nou geskuif na, ons kyk van die 19de April, kyk met na die 12de April toe, en daai 12de April is dit nou die eindvergadering, wat hier by die kerk gehou word ook. En dit is nou die afkondigings vir vandag. Gemeente, ons natuurlik, dan is van herinner my die NYC het baie moeite gedoen, daar is hotbros bands en koffie, naas, na die erediens, kom kuier as ons met eers, kom eet 'n band en kom drink koffie. Dan kan ons staan vir ons tweede erediens, ons kan bly staan met die quote van die seëngroet en ons lofsang.
na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons luister saam na God se wil vir ons lewe, soos wat ons dit kry in Filippense 2, vers 1 tot 11. Daarom, as daar enige aansporing in Christus is, as daar enige getroos uit die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige innige medelewing en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van gees, een in denke, deur nie iets uit selfsug of ydelikheid te doen nie, maar in nederigheid die een die ander hoër te ag as homself, deur elkeen nie net na sy eie belange om te sien nie, maar ook na die van ander. Laat dan die gesindheid wat daar Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan 'n mens gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Gemeente, ons besef dat ons sondige natuurlik dikwels die oorhand kry, en dan tree ons selfsugtig en liefdeloos op. Ons volg nie altyd die voorbeeld van Jesus, ons verlosser nie. Selfs al was hy koning van die heelal, het hy in nederigheid sy slaaf geword, omdat hy heernis gehad het met die mensdom. Kom ons sing terwyl ons net so bly sit, die 384 as teken van ons berou.
evangelie. Hebreërs 14 vers 15 sê, ons het nie 'n hoërpriester wat nie medelee met ons swakhede het nie, maar een wat soos ons in alle opsigte versoek is, en dit sonde dat hy gesondig het. Dit beteken, Christus ken ons swakheid, hy sien ons gebrokenheid, en tog draai hy nie weg nie. Op hierdie goeie Vrydag onthou ons, hy het nie net meegevoel met ons gehad nie, hy het homself ons gegee, en daarom glo die evangelie in Jesus Christus, is jou sonde vergewe. Gemeente, terwyl ons net so bysit, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, ons verlosser Jesus en Heilige Gees die Trooster. Dankie dat ons vandag op Goeie Vrydag saam kan kom as 'n gemeente en saam na U woord kan luister. Dankie dat ons kan deelneem aan die tekens van die brood en wyn. En dankie Here dat ons saam met U op 'n reis kon gaan, van Sondag tot Sondag. Van Palmsondag tot Opstandingsondag. En Here, vandag staan ons 'n bietjie stil by die kruisiging. Ons dink aan wat U daar vir ons gedoen het. Ons reflekteer oor die verskil wat dit in ons lewens maak, die feit dat U U lewe vir ons opgeoffer het. En Here, ons raak ook net 'n bietjie stil in die teenwoordigheid. Wanneer ons nou die Bybel lees, vra ek U ons harte open, gee dat ons ontvanklik sal wees vir die woord wat aan ons toe kom. Gee dat ons sal selfversoek doen, en gee dat ons net weer opnuut sal besef hoe groot die prys was wat U aan die kruis betaal het. Here, ons wil nie U genade goedkoop maak nie. Dit was duur genade, dit was duur gekoop, U het dit duur vir ons gekoop aan die kruis. En daarom, Here, wil ons selfversoek doen, en wil ons beter leef, en nader aan U leef, en deel hê aan U. Help ons met dit reg te kry, deur gehoorsaam te wees aan die woorde wat ons hoor. Ek vra dat U ons verdien, Here, maar nie genade alleen. Amen. Gemeente, ons skriflesing kom vandag uit Markus 14, vers 10 tot 11 en 17 tot 24. Die opskrif is Judas se plan vir verraad. Judas Iskariot, een van die 12, het na die leierpriesters gegaan met die doel om hom aan hulle oor te lewer. Hulle was bly toe hulle hoor en het beloof om vir hom geld te gee. Daarop het hy na 'n manier gesoek om hom, dis nou Jesus, op 'n gepaste geleentheid oor te lewer. Teen die aand kom Jesus met die 12. Hulle het vir ete aangeleen, en terwyl hulle eet, het Jesus gesê, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle het bedroef geword, en om een vir een gevra, tog seker nie ek nie. En hy het vir hulle gesê, dit is een van die 12, die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor geskryf staan, maar weer deur die seun van die mens verraai word. Dit sou vir hom beter gewees het, as hy nie gebore was. Terwyl hulle eet, het hy brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, en gee dit vir hulle, en sê, neem, dit is my liggaam. Toe het hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee,
En hulle almal het daaruit gedrink. Hy het hulle gesê, dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word. Amen. Ek sê vir julle, ek sal beslis nie meer van die vrug van die druiwestok drink, tot daardie dag, wanneer ek dit nie in die koninkryk van God sal drink nie. Nadat hulle die lofsang gesing het hulle na die Olyfberg getrek. Gemeente, ons lees so ver. 'n Mens weet nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So ons gaan vanoggend voort met ons preekreeks oor die disippels. En vandag staan ons stil by Judas Iskariot. Sekerlik een van die mees tragiese figure in die Bybel. Want wanneer ons sy naam hoor, dink ons dadelik aan verraad. Hy het die volmaakte en die heilige seun van God met 'n soen verraai. En dit vir 'n sakkie silwer, 'n sakkie geld. Hoe afskuwelik is dit? En waar hy in die Bybel gelys word, verskyn sy naam altyd heel laaste in die Bybel. Behalwe in Handelinge word hy nie eers genoem nie. Sy naam verskyn eers daar. Maar gemeente, Judas se naam in die Griekse vorm beteken Juda. En dit beteken geleerde lei. Die ironie van so 'n naam glip niemand van ons nie. Om te dink dat sy ouers nie die een vir hom hierdie naam gegee het met die hoop dat hy in gehoorsaamheid aan die Here sal leef. Sy bynaam Iskariot verwys na die streek waar hy vandaan gekom het. Dis afgelei van die Hebreëse term Ish, wat man beteken, en die dorp Kiriot. So, Iskariot beteken letterlik man van Kiriot. Hy was dus die enigste disipel wat nie uit Galilea uitgekom het nie. Al die ander was op 'n manier aan mekaar verbind, of hulle was broers, of hulle was vriende, en almal uit Galilea uitgekom. Maar hy was die enigste een wat ons geen agtergrond eintlik van het nie. En alhoewel geen bewyse is daarvan dat die ander disippels hom uitgesluit het nie, het hy dalk moontlik soos 'n buitestander gevoel. En hy het dalk gebruik om sy verraad te regverdig ook. En Judas het die groepie se geldsakkie gedra. Sodat hy tog tot 'n mate van vertroue tussen hom en die ander disippels was. Judas was ook 'n jong, toegewyde patriotiese Jood gewees. Hy wou hê die Romeine moes nie oor hulle regeer nie. En dit is ook moontlik die rede waarom hy Jesus gevolg het. Want soos die ander disippels het hy ook geglo dat Jesus die Messias is wat hulle van die Romeinse onderdrukking gaan kom verlos. Hy het vir homself gesien hoe Jesus wonderwerke verrig. En hy het gedink Jesus gaan daardie mag gebruik om die koninkryk van Israel te herstel. Let wel die aardse koninkryk van Israel. En natuurlik sal so 'n koninkryk dat ook baie rykdom en mag en aansien tot gevolg het. Daarom het sy eie selfsugtige ambisie gemaak dat hy Jesus volg. Hy wou deel wees van my binnekring van Jesus, wanneer Rome omvergewerp word en hulle nou belangrike posisies kan inneem. Maar hierdie ambisie het ook gemaak dat hy nie Jesus se groter doel kon insien nie. Hy kon nie verstaan toe hy besef dat Jesus nie van plan is om sy mag te gebruik om die wêreld met geweld oor te neem nie. Het sy gierigheid die oorhand gekry. En hy is na die leierpriesters toe met 'n plan om Jesus te oorhandig.
Hy het nie regtig belang gestel in die redding en die verlossing wat Jesus vir die hele wêreld sou gee nie. Hy het nie op 'n geestelike vlak met Jesus 'n verstandhouding gehad nie. Maar dan is daar ook 'n ander disipel met die naam Judas. Ek weet nie of julle geweet het, ons vergeet baie keer van hierdie ander Judas. Hierdie disipel moes vir ewig die naam van 'n verraaier dra. Alhoewel hy eintlik 'n baie gelowige en getroude disipel was. Judas, seun van Jakobus, het 3 name. Judas, Thaddeus en Lebbeus. Judas was waarskynlik die naam wat hy by sy geboorte gekry het, en die ander 2 was byname. Interessant, Thaddeus vertaal na borskind. Dit beteken ook iets soos 'n suigeling. Hy was ook die jongste van sy familie gewees. En Lebbeus beteken eintlik iets soortgelyks ook. Dit is van die Hebreëse woord wat hart beteken. So sy byname vertaal letterlik in hartkind of kindhart. Dit dui dat hy 'n sagte, kinderlike hart amper gehad het. Ons lees dit een keer van Thaddeus in die Bybel, in Johannes 14 vers 21. Jesus sê daar, wie my gebooie het en onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal ook lief hê, en ek sal hom lief hê, en myself aan hom bekend maak. En Thaddeus vra vir Jesus, Here, hoe is dit dat U self aan ons bekend maak, maar nie aan die wêreld nie? En in hierdie vraag kan ons Judas Thaddeus se sagte, medelydende en vriendelike hart sien. Hy sê niks met oordrewe selfvertroue of hoogmoed nie. Sy vraag is nederig en vol omgee. Dis 'n persoon wat sy Here liefgehad het en wat die krag van verlossing in sy eie lewe ook ervaar het. En daarom kan hy nie verstaan hoe Jesus homself aan hulle groep disippels sal bekend maak en nie ook aan die wêreld nie. Hy wou hierdie hoop wat hy ontvang het ook gaan deel met die res van die wêreld. En op sy sagte, onskuldige manier wou hy dus weet hoekom Jesus hom ook nie aan die wêreld bekend maak nie. Gemeente, kan julle die verskil tussen hierdie 2 Judasse sien? Die een gee nie om oor die wêreld se verlossing nie. Hy is net geïnteresseerd in sy eie welstand. En die ander een is vol deernis. Hy wil die res van die wêreld by Jesus se verlossing insluit. Ek sê die grootste verskil tussen hierdie 2 Judasse, tussen hierdie 2 disippels, is empatie. Empatie is die vermoë om jouself in 'n ander persoon se posisie te plaas. Dis wanneer jy iemand anders se situasie en emosies, of dit nou positief of negatief is, kan begryp en dit sonder om te oordeel. Empatie maak ook dat jy nie net jouself en jou eie belange altyd voorop stel nie. Want jy kan werklik die wêreld deur 'n ander persoon se oë sien. Jy kan hulle realiteite verstaan. En daarom kan jy ruimte skep vir hulle om te bestaan. Want jy het deernis met hulle. Die bekende antropoloog Margaret Mead was een keer besig om klas te gee by die universiteit. En een van ons studente vra toe, Dr. Mead, wat was die eerste teken van beskawing? En nadat sy 'n oomblik oor die vraag nagedink het sy geantwoord, die eerste teken van beskawing
is 'n gebreekte femur, 'n gebreekte been, wat genees het. Want in die vroegste dae van die mensdom was 'n gebreekte been 'n doodsvonnis. Selfs al kon die beseerde persoon, die slagoffer van die besering, die moontlike infeksie beleef, sou hulle nie kon kos versamel of hulle self teen aanvalle en natuurelemente beskerm nie. So 'n gebreekte been was 'n doodsvonnis. Tensy iemand anders sy of haar lange prys gee en die een wat beseer is versorg. So wat Dr. hiermee bedoel, is dat om beskaaf, om werklik mens te wees, beteken om verby ego-gedrewe individualisme te groei, na gemeenskap van medelee en empatie. 'n volmaakte gemeenskap is 'n gemeenskap waar die gebrokenes genees word, waar die kwesbares beskerm word, en waar die behoeftiges versorg word. Stem hierdie antropologiese antwoord, 'n antropologiese perspektief, nie saam met wat Jesus ook al vir ons gesê het nie? Kan julle sien dat selfs in die wetenskap word die evangelie bewys? Maar dit maak sin, want Jesus was die eerste een wie se liggaam gebreek is vir die genesing van die mensdom. En vandag dink ons terug aan daardie Vrydag. Ons dink terug aan hoe hy gemartel en verneder is. Ons dink aan hoe hy gegeesel en ontklee is. Hoe 'n doringkroon op sy kop gedruk is. Ons dink aan hoe hy gespot, geslaan en uiteindelik gekruisig is. Maar boonop dit alles dink ons veral aan die verwerping, die verraad en die eensaamheid wat hy aan die kruis moes ervaar het. Dit was die pyn van 'n wêreld sonder empatie. 'n Wêreld waar al sy vriende hom of verraai of verlaat het. En tog, juist daar aan die kruis, sien ons ook die diepste vorm van empatie wat nog ooit bestaan het. Want gemeente, Jesus hou ons nie op 'n afstand nie. Hy draai nie weg van ons gebrokenheid nie. Hy tree juist in daardie gebrokenheid in en hy word self die gebrokene, die een wat die pyn dra. Soos die geneesde femur waarvan Margaret Mead praat, word Jesus se gebroke liggaam die teken van volmaakte menslikheid, maar ook van goddelike liefde. Om te dink dat Jesus geweet het, Judas gaan hom verraai, toe Judas aan die tafel kom sit het. En tog het Jesus nie geweier om sy voete te was, of geweier dat hy saam met hulle eet nie. Hy het geweet Judas gaan hom verraai, en hy het nog steeds hom die brood gegee. Hy het nog steeds hom die wyn gegee. En as ons nou terugdink en ons kyk na die teks, moet ons dankbaar wees dat Jesus dit gedoen het. Ons moet dankbaar wees dat Jesus nog steeds vir Judas bedien het. Want ons is ook soms 'n Judas. Ons val ook in hierdie, tussen hierdie twee Judasse, op hierdie lyn van Judas Iskariot en Judas Thaddeus. En dis die vraag wat ons ook vir onsself moet vra. Watter een van die twee Judasse is ons? Is ons besig om net soos Judas Iskariot ons eie belange eers te stel?
is ons net 'n volgeling van die dinge wat Jesus gesê het, wat ons mee saamstem, en wat ons pas? Gooi ons ook 'n blinde oog vir ander se pyn, want ons agendas is dalk belangriker? Of groei daar iets in ons harte van Judas Thaddeus? Hou ons harte sag, ten spyte van die oorlog en die onreg wat in die wêreld aangaan. Het ons harte wat omgee? 'n hart wat vra, Here, hoekom nie ook vir die hele wêreld nie? 'n hart wat die verlossing met ander wil gaan deel, wat ander wil insluit by die verlossing van Christus. Gemeente, empatie is die kern van die evangelie. Want aan die kruis sien ons 'n God wat homself in ons plek plaas, wat homself in ons skoene sit. Dis 'n God wat ons pyn verstaan. Dis 'n God wat wil deel wees van ons en wat wil hê ons moet deel word van hom. En daarom, as ons hom volg, kan ons nie anders om ook met empatie te leef nie. Disippels van Jesus is op hulle beste wanneer hulle help om die gebrokenheid in ander te genees. Disippels is op hulle beste wanneer hulle help om die gebrokenheid in ander te genees. Amen. Gemeente, ek wil hê ons moet nou staan en dan gaan ek Nicene se geloofsbelijdenis vir ons voorlees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Julle kan maar sit. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die Here Jesus het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se twee sakramente tot versterking van ons geloof.
Met die tekens van brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God, maar ook ons gemeenskap met mekaar. So by die tafel van die Here is ons ook saam om die Here te verheerlik, om God te loof en te prys. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. En wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. En deur geloof in Jesus Christus het ons ook saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. En by hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal wat ons saam met God en al die gelowiges geniet. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en late hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons sonde en ons het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by sy tafel kom aansit. Die deelname aan die nagmaal wil ons opnuut van sy genade verseker. So wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons ook om wêreldwyd te gaan getuig van sy voorsiening, sy sorg en sy liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood en daarom moet ons ander uit dankbaarheid ook so gaan versorg. Maar gemeente, vir ons by tafel kom aansit, kom ons sing die Ons Vader gebed terwyl ons net so bly sit.
Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om te kom aansit by die tafel van die Here. Beleidende lidmate van gemeentes in ons kerk en van ander kerke is welkom, indien hulle ook in hulle eie kerke dieselfde voorreg geniet. Gemeente, laat ons nie ons gedagtes rig op die uiterlike tekens van brood en wyn nie, maar op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus ons Here. Gemeente, kom, die maaltyd is gereed. Gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis. Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Terwyl die tafel nag gebruik, kom ons sing van 404 terwyl ons net so bly sit.
Kom gemeente, ons is almal van die Here afhanklik, hy voed ons op sy tyd. Hier is nog 'n paar sitplekke aan hierdie kant. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis. Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Kom ons sing van 404 vers 2. De tafel 3 gaan sommer in die banke bedien word. Indien Erika is almal word almal dan in die banke bedien, of is dit die mense wat hulle aanloop sê, wie wil graag in die banke bedien word? Goed, ek sal nou weer vra as jy. Kyk.
Indien jy graag in die banke bedien wil word, steek net jou hand op. Hou net jou hande op vir 'n oomblik, net sien. Reg. Kom gemeente, eet. Anders sal die pad vir u te lank word. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons met die liggaam van Christus het. Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, eet en drink, doen dit tot sy nagedagtenis. Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Die wil kan die volgende vers sing. Gemeente, kom dan, wanneer die Here maak sy hand oop en ons kry meer as genoeg.
Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy nagedagtenis. Jesus is die een wat was, wat is en wat kom. Kan ek 'n aanleiding kry hoeveel mense nog met nagmaal gebruik? Kom gemeente, ons is almal van die Here afhanklik. Hy voed ons op die regte tyd. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Die beker wat ons drink, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, eet en drink, doen dit tot sy nagedagtenis. Want Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom.
Kom laat ons fees vier. Hierdie kind van my was dood en hy lewe weer. Ek het hom teruggekry. Hy was verlore, maar ek het hom teruggekry. Kom sit. Is daar nog mense wat nog die nagmaal gebruik wat graag aan die tafel van die Here wil aansit? Steve en Anna, julle kan kom sit. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap wat ons het met die liggaam van Christus. Die beker wat ons drink, is die gemeenskap wat ons het met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy nagedagtenis. Want Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Is daar nog enige iemand wat nagmaal kom gebruik? Goed, dankie. Dan kom ons bid saam. Here Jesus, ons harte raak seer as ons dink aan die marteling en die hartseer wat U aan die kruis moes deurgaan. Dat dit nodig was om die mens op die ou einde te red.
U wou nie hê dat ons slawe van ons sonde of van vrees moet wees nie. En daarom het U Uself kom opoffer sodat die liefde kan oorwin. Die liefde wat aan die kruis gehang het en alles prysgegee het om ons te red. Toe U gesê het, dit is volbring, was dit 'n oorwinningskreet. Want U het alles verslaan wat ons gevange gehou het. De danke aan die opoffering wat U vir ons gemaak het, kan ons in 'n hegte verhouding met U tree. Ons kan deel hê aan U. Ons kan deelneem aan die goedheid van U. Dankie, Here. Wys ons ook asseblief hoe om in liefde en in empatie vandag en elke dag U lig te gaan skyn. Gebruik ons om die wêreld te bereik, want U het vir hulle ook gesterf en U wil hulle ook verlos word. Here, gee dat ons die kern van die evangelie, die empatie, ook sal gaan uitleef en ander mense hoër stel as onsself. Ek vra dit ons verdien, Here, maar in U genade alleen. Amen. Gemeente, ons staan en dan sing ons as 'n danksegging lied 393 vers 1 tot 2. Ons bly dan ook staan vir die seëngroet en die slotsang. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal julle redding verskyn en julle genade gee. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.